Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. Ja, ons is regtig bevoorreg dat dit 'n mooi dag by ons is. Ons gaan voort met ons lees van Johannes en die voordeel dat ons dit rustig vers vir vers lees, is dat ons 'n verstaan kry van die manier hoe Johannes skryf en hierdie spesifieke gedeelte vanoggend is regtig ons 'n sleutel tot die verstaan van Johannes en die evangelie wat hy skryf en hoe hy geloof in Jesus verstaan. En ek dink dit spreek ons baie sterk aan vir vandag ook. So hoor wat skryf hy vanaf vers 23. Toe Jesus tydens die Pasga in Jerusalem was, het talle die tekens gesien wat hy doen en in sy naam geglo. Maar Jesus het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy alle mense ken. Hy het nie nodig gehad dat iemand van die mens getuig nie, want hy het self geweet wat daar in die mens is. So, vriende, dis sover ons lees, dis eintlik 'n verskriklike harde teks ook, né? So aan die een kant spreek Johannes 'n tipe teken geloof of wonderwerk geloof aan. Dat mense wil glo omdat hulle een of ander wonderwerk gesien het, of een of ander iets ongeloofliks, iets buitengewoons beleef het. En Johannes spreek dit aan as nie 'n ware geloof nie. Hy wys dit eintlik baie sterk af. En ook hierdie ding dat Jesus, dit sien ons reg deur Johannes se evangelie, né? Jesus ken die mens. Jesus weet. Hy weet wat daar in die mens is. En daarom hierdie vraag vanoggend oor hoe glo jy en wat glo jy en hoekom glo jy? Is jy agter sensasie aan? Let maar op maar wat luister jy, wat kyk jy rondom godsdiens? Of het jy 'n diep gegronde geloof in die Here Jesus Christus, omdat die woord van God vir jou sê dat hy God is en dat hy die sonde van hierdie wêreld op hom geneem het? Uiteindelik is dit die enigste geloof wat staande bly. So ja, vriende, dalk moet hierdie teks ons almal net weer baie diep laat dink. Mag jy ook dink hieroor. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Ja, Here, dankie dat ons elke liewe teks in die woord mag lees. En dat dit ons kan aanspreek. Ons bely vanoggend dat Jesus die Christus is, die enigste verlosser vir hierdie wêreld. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.